Hoofnuus vanaand, die Amerikaanse president Donald Trump sê daar is nie plek vir Somaliërs in sy land nie, maar Afrikaners is meer as welkom. 'n 9-jarige seun en sy 19-jarige tannie sterf in bendegeweld op die Kaapse vlakte. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Regeringsamptenare in die Amerikaanse deelstaat Minnesota het skerp gereageer op president Donald Trump se robuuste aanval op immigrante van Somalië. Trump het by 'n kabinetsvergadering na Somalië verwys as 'n plek wat stink en waar mense mekaar afmaai. Trump het ook na die gouverneur van Minnesota, Tim Walz, as 'n uiters onbekwame man verwys en na die demokratiese verteenwoordiger, die Somalies-gebore Ilhan Omar, as vullis. Trump het ook gesê Omar se vriende buit Minnesota vir miljarde Amerikaanse dollars in welsyn uit. Their country is no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I can say that about other countries too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Trump het ook gesê hy wil migrasie van wat hy derde wêreld lande noem op ys plaas. Dit sluit egter Afrikaners van Suid-Afrika uit. Beamptes van Minnesota het bevestig dat geloofwaardige mediabronne suggereer dat tot 100 federale immigrasiebeamptes ontplooi is om toe te slaan op Somaliese gemeenskappe in Minneapolis en St. Paul, die grootste metropolitaanse stede in Minnesota. Plaaslike owerhede sê egter hulle is nog nie amptelik hiervan ingelig nie en sal nie hulle samewerking gee nie. To our Somali community, we love you and we stand with you. That commitment is rock solid. Minneapolis is proud to be home to the largest Somali community in the entire country. Die burgemeester in St. Paul het president Trump se aanval veroordeel. We talk about attacks, racist, Islamophobic, xenophobic attacks on our Somali community. And you combine that with what Mayor Frey just said, the vast majority of our Somali community are citizens. So who he just attacked isn't just Somalis. Who he attacked is Somali Americans. So wat 80,000 Somaliërs woon in die twee stede. Leiers in Minnesota sê daar is net een boodskap en dit is dat Somali-Amerikaners nêrens heen op pad is nie. Die Kremlin ontken dat die Russiese president Vladimir Putin die Amerikaanse vredesplan vir Oekraïne in sy geheel verwerp het. Rusland sê hoewel samesprekings met die VSA in Moskou opbouend was dele van die Amerikaanse voorstel onaanvaarbaar. Intussen waarsku die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie dat Rusland sy reaksie op Russiese betreding in NAVO-lidlande gaan voel. Die Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov sê dat sommige voorstelle aanvaar is tydens die Amerikaanse onderhandelings, terwyl ander verwerp is. Putin het ook 'n boodskap gehad vir Europa. Hy sê dat Rusland nie teen Europa wil veg nie, maar dat hy gereed is vir oorlog teen die vasteland indien nodig. Die Britse eerste minister Keir Starmer het dit afgemaak as Kremlin-nonsens, komende van 'n president wat nie erns maak met vrede nie. Intussen het NAVO by 'n vergadering in die Belgiese hoofstad Brussel Russiese aggressie teen NAVO-lidlande veroordeel, insluitend 'n reeks aanvalle op Poolse infrastruktuur die afgelope 3 jaar. Russia has violated our airspace with jets and drones, conducted sabotage and sent spy ships into our waters. These actions are reckless and they are dangerous. And it's not Russia alone. It is working closely with China, North Korea and Iran to attempt to disrupt our societies and tear up the global rules. They are preparing for long-term confrontation. Die Europese Unie het ooreengekom om teen 2027 op te hou om Russiese aardgas te koop. Meer befondsing vir Oekraïne word ook beloof. We're sending a very strong signal to the Ukrainian people that we are in for the long haul.
We can equip them with the means to defend themselves and, even more important, with the means to lead peace negotiations from a position of strength. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê dat die Oekraïne-vredesplan internasionale wetgewing moet gehoorsaam. The solution of the conflict should abide by international law, which means the Charter, and which means the respect for the territorial integrity of states. Is it going to be so? Probably not. But this could not be. The violation of these rules is extremely dangerous, because everywhere in the world people will feel that they can do whatever they want, because international law doesn't matter anymore. Volgens Oekraïne het die FSA gesê dat sy vredesonderhandelings met Oekraïne binnekort sal hervat. Die geskorste waarnemende hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, kommissaris Julius Mkhwanazi, het beweringe ontken dat hy toegesien het dat die vermeende kartellid Vusimuzi Cat Matlala se private veiligheidsvoertuie met blou ligte toegerus word. Mkhwanazi het voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Hy het ook beweringe weerlê dat hy betrokke was by 'n ooreenkoms tussen Matlala se maatskappy Medicare 24 en sy veiligheidsmaatskappy Cat VIP Protection Services. Mkhwanazi is die middelpunt van beweringe van misdaadbedrywighede in die Ekurhuleni Metropolisiediens. In short, commissioners, I didn't install blue light. I didn't brand the cars. The cars, I didn't see them physically. They didn't come to the city of Ekurhuleni. Even Mr. Christian didn't see those vehicles. Die twee ooreenkomste wat aangegaan is vandag onder die loep geneem. Mkhwanazi was nie by magte om die ooreenkomste aan te gaan nie. Hy het die ooreenkomste tydens ondervraging afgemaak as 'n bemarkingsstrategie of liefdadigheid, omdat dit die metro glo niks sou kos nie. Hy is egter onkant betrap toe dit aan hom voorgehou is dat die ooreenkomste aangegaan is in ruil vir die aanbring van blou ligte aan Cat se voertuie. So the question remains, they've approved, you've approved, you would see nothing wrong. You say it's okay for private vehicles to have blue lights because we've all signed. Is that your position about this? Commissioner, now it has been discussed in meeting. Now I would have seen it wrong. Let me agree. You would see it as wrong? Yes, because of what public have raised, what you are raising now, and the way you are raising it, you see, it was going to be something wrong. Mkhwanazi het in 'n onbewaakte oomblik indirek toegegee dat Matlala se voertuie wat met blou ligte toegerus is, nooit by die metropolisie se vloot ingelyf is nie. Die voertuie was steeds in Matlala se besit, maar is as metropolisie voertuie geregistreer. In this process, it was an initiation process. I think I must mention it that we never received the cars physically, the cars, you see, because the process was in initiation and the other side of Mr. Christian was busy with the process. Die verhoor duur voort. Nog plaaslike nuus volg net hierna, bly by ons. Die Mitchells Plain Gemeenskapspolisieeringsforum het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om bendegeweld tot 'n nasionale ramp te verklaar. Dit volg na 'n massaskietvoorval in die gebied. 'n 9-jarige seun en sy 19-jarige tante is 2 van die 3 slagoffers. Hy was slegs 9 jaar oud en nou deel van die statistiek van vuurwapengeweld op die Kaapse vlakte. Zachariah Mathieu, wat volgens sy ouma in graad 2 was, het saam met sy tante en 'n man in die koelreën gesterf. 2 ander mense is in die voorval in Rocklands gewond. 4 gunmen opened fire inside the home. Our anti-gang unit detectives are following strong leads to track down those responsible. We condemn this senseless violence in the strongest terms and we call on the public to assist us. Volgens onlangse misdaadstatistieke was daar 'n toename van 9,1% in moorde in die Wes-Kaap. Daar was die afgelope maande talle massa-skietvoorvalle in gebiede soos Mitchells Plain, Delft en Philippi Oos.
Gemeenskapsorganisasies sê bendegeweld het krisisafmetings bereik. Ons pleidooi is met die president vandag, dat hy hierdie gangsters verklaar as 'n nasionale krisis in die Weskaap. En as ons moet so sê, deur ons hele land lei ons mense, want ons regering is nie ernstig genoeg oor misdaad nie. Dit moet ek sê, as hulle ernstig genoeg was, sou al hierdie gangsters al opgesluit gewees het. Hulle sê ons tronk is oorvol. Ja, regtig, is oorvol. Waarom maak julle dit leeg nie? Daar's mense wat in die gevangenis sit vir min inbrake, vir winkeldiefstal. Hulle sit in die tronke, terwyl die moordenaars op straat is. Jones sê bendegeweld is besig om gemeenskappe uitmekaar te skeur. Elke bendelid wat gevang word met 'n vuurwapen of wat betrokke is by 'n moord, moet onder die Poukewet verklaar word. En dit is my uitroep vandag. Dis ons as die CPF se pleidooi vandag met ons regering. Kom ons te hulp. Die GPF sê die howe is te toegeeflik om borgtog te gee aan vermeende bendelede en verdagtes wat in hegtenis geneem is vir vuurwapenverwante misdade. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Intussen sê inwoners van Wentworth en Durban, hulle het vertroue in die strafregstelsel verloor weens bendegeweld in die gebied. Die openbloot verbyry skietery en wraakaanvalle het gelei tot 'n aandklokreël. Inwoners beskuldig die polisie daarvan dat hulle kop in een mis met die bendes is. These guys come shooting, they're not interested in who's on the corner or who's walking. They just shoot. So tomorrow can be a child. It can be a toddler. Florence Cotton is 'n ma van 3 dogters en leef in konstante vrees omdat sy nooit weet wanneer 'n skietery gaan uitbreek nie. Sy sê bendeaktiwiteite is diep gewortel in die gemeenskap met baie jong mense wat op 'n jong ouderdom betrek word. Die Wentworth gebied word sedert die 1980s deur bendegeweld getuister wat verband hou met dwelms en gebiedsoorloë. Cotton, sy haar broer, Wilfred Lottering, is 3 jaar gelede doodgeskiet. I'd never thought that you would have been caught in that crossfire, because the person that they were shooting was by the tuck shop here in the bottom, by us. And this person ran into where they were sitting, even a friend of his. And he was like a shield for this guy. And apparently it was a lot of guys that came shooting, and he happened to get shot in that crossfire. Nog 'n gemeenskapslid wat haar broer 23 jaar gelede verloor het, sê hy is deur 'n dwelmbaas vermoor nadat hy hom gewerf het en die vermeende oortreder is nooit in hegtenis geneem nie. It's in this block of mine where children are dying. I'm seeing it. And it's opening a can of worms. 3 weeks ago, a child was killed in Newlands when the child's body was exposed all over. And I saw this body and I said, there's my brother. How do I feel? How am I to heal? I need to heal. So does the others. If I feel this way, I don't know about the others. Sommige jong mans wat aan die Hollywood bende behoort, het op voorwaarde van anonimiteit gepraat. I grew up into this thing, mothers. I grew up into this thing. Dream about the people that killed my father. I want to get them back. All that they were. Dream about the people that shot me. That's something that can't go off my mind because I want to get them back because I know who these people. You see? And the cops can't do nothing because they're getting paid for these things. Nothing happens there in Wentworth, nothing. How many innocent people got shot? Innocent children got died there on the corner. The police get the cases withdrawn. Die KwaZulu-Natalse polisie het samewerking bepleit van Wentworth inwoners in die stryd teen bendegeweld en is ook versoek om polisie wangedrag aan te meld. Die verhoor van die beskuldigdes in die dood van 'n musiekvervaardiger en sy 2 leiwagte is na die Suid-Gautengse Hooggeregshof verskuif na 'n vlugtige verskyning in die Alexandra Landdroshof. Die vermeende kartelbaas Katiso Katie Molefe en 3 ander staan tereg op die dood van oupa Sefoka, ook bekend as DJ Somebody en sy leiwagte.
Die 4 beskuldigdes staan tereg op 35 aanklagte, insluitend 5 moordaanklagte en sameswering om moord te pleeg. Die saak is tot 5 Februarie uitgestel. Die staat voer aan dat Molefe ook betrokke is by die dood van nog 'n musiekvervaardiger, Hector Buthelezi. Hy word ook beskuldig van betrokkenheid by die dood van die ingenieur van vereniging Armand Swart, waarvoor hy borgtog van R100.000 toegestaan is. Molefe is ook uit op borgtog van R400.000 vir die Sefoka aanklagte, terwyl sy medebeskuldigdes in aanhouding bly. Intussen is 2 leiwagte wat Molefe vermoedelik na die hof vergesel het, in hegtenis geneem vir die besit van semi-outomatiese vuurwapens en ammunisie sonder die nodige permitte. Nou vir die markaanwysers, soos kort gelede om 8:00. Ons is net hierna terug met die sportnuus en ook die weer vir môre. Bly gerus ingeskakel. Die president van Netball Suid-Afrika, Mami Diale, sê dowe spelers vorm 'n onlosmaaklike deel van die land se netbalgemeenskap. 'n Toernooi vir dowe spelers word dan saam met die Suid-Afrikaanse netbalkampioenskap in Boksburg aan die Gautengse Oosrand aangebied. Dit vorm deel van die internasionale dag van persone met gestremthede wat wêreldwyd gevier word. Die netbaltoernooi vir dowes is verlede jaar vir die eerste keer aangebied. Dit was so gewild dat hulle vanjaar weer kans kry om teen mekaar mee te ding. Die enigste verskil vir dowe spelers is dat die skeieregters vlae gebruik om hul beslissings te kommunikeer in plaas van 'n fluitjie. Diale sê die spelers speel 'n belangrike rol in die nasionale netbalgemeenskap. It speaks to equality, it speaks to say that as netball we have to make sure that everybody in the environment, in the community of netball in South Africa needs to form part of the family. So regardless of whether they are deaf netball, regardless of who they are, but at the same time we share the same values, we share the same sentiments with them. So for us it's so important that we have to accommodate them. Die geleentheid om hul vaardighede op nasionale vlak tentoon te stel, is vir die afrigters en spelers van onskatbare waarde. As iemand met gehoorgestremdheid kry ek nuwe vaardighede en inspirasie van mense wat kan hoor. Ek is geesdriftig oor netbal en ek is bly om dowe mense te sien deelneem. Ek kan al klaar sien dat hulle ontwikkel. Die spanne sien daarna uit om meer blootstelling te kry en die spel te bevorder. Sou Borgo ook betrokke raak, sal dit 'n bykomende bonus wees vir 'n groep wat weier om vir enige uitdaging terug te staan. En dis waar ons moet haltroep vir vanaand. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aan. Totsiens. Goeienaand en welkom by die weer. Vir vannag 'n 30 tot 60% kans vir reën wat verwag word in die oostelike dele van die land en dan 'n 80% kans vir reën wat dan verwag word in dele van KwaZulu-Natal. Andersins mooi weer in die westelike dele van die land. Vir môre is daar 'n 30% kans vir reën wat dan verwag word in die noordoostelike dele van die land, 'n 60% kans vir reën in dele van Noordwes en Noord-Kaap en dan sien ons môreoggend misskole wat dan verwag word langs die plateau. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Limpopo, Noordwes, Gauteng en dan in dele van Mpumalanga. Vir môre is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Noordwes en in die Noord-Kaap. Dan is daar 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande wat dan verwag word in groot dele van die Noord-Kaap en dan ook in dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Johannesburg 16:25 en dan Carletonville 15
26. In Limpopo sien ons reën word ook verwag in groot dele van die provinsie. Lephalale 20-30, Thabazimbi 'n maksimum van 29 en dan Phalaborwa 19-27. Mpumalanga, Skukuza 18-25, Standerton en Secunda albei 'n minimum van 12 en dan sien ons Middelburg het 'n maksimum van 22. KwaZulu-Natal, Richards Bay 16-24, Vryheid 'n maksimum van 21 en dan Durban 19-23. In die Oos-Kaap, Graaff-Reinet 10-28, KwaNodjoli 10-30 en dan Gqeberha het dan 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 21. In die Wes-Kaap koel en sonnig in die provinsie. George 14-25, Worcester 13-33 en dan Kaapstad 16-26. In die Noord-Kaap, Kimberley 'n maksimum van 32, Kalvinia 'n maksimum van 33 en Appington het dan 'n minimum van 21 en 'n maksimum van 36. Verspreide buie en donderbuie in Vrystaat, Welkom 16-29, Sasolburg 13-25 en dan Wepener 12-26. Ten slotte Noordwes, ons sien verspreide buie en donderbuie, Ottosdal 15-28 en dan Mahikeng 17-28. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige, warme aand verder.